Waar begin geestelike groei? Dis 'n vraag wat baie mense vra en baie mense mee worstel. Geestelike groei begin nie by wat jy doen nie, maar by wie jy is in Christus, by 'n wete dat jy behoort aan God se koninkryk, dat jy sy kind is. In die wêreld waarin ons leef, word 'n mens se identiteit maklik gesteel. Jou identiteit word onderdruk, dit word verdraai. Maar gelowiges het 'n Godgegewe identiteit wat nie kan verdraai word nie, wat nie skade kan kry nie, en ons moet daarop begin staan, op wie God sê ons is. In die wêreld gebruik ons identiteitsdokumente en sulke tipe goed om te bewys wie ons is, maar in die hemel word dit bevestig deur die Heilige Gees dat ons 'n nuwe identiteit in Christus gekry het. Wanneer geestelike groei gesoek word, wanneer jy wil geestelik groei, begin die pad altyd by een waarheid, wie jy is in Christus, en dat Christus jou nou lei. Die Bybel herinner ons dat 'n nuwe lewe nie bloot 'n vars begin is nie, maar 'n totale vernuwing, 'n totale nuwe skepping. 'n Nuwe mens wat anders dink, anders leef en anders groei. Kolossense 3 vers 9 en 10. Lê die ou mens af met sy werke en beklee julle met die nuwe mens wat vernuwe word deur die kennis na die beeld van hom wat Jesus geskape het. Hierdie nuwe mens word nie self gemaak nie. Hy is deur God gevorm, deur God gedra en deur God gestuur. Ware geestelike groei vloei dus uit die identiteit wat God van jou geskep het. Die ou lewe word vasgevang deur wat die wêreld dink. Dit word vasgevang in sonde, skaamte, selfverwyte, maar dit is begrawe. 'n Nuwe lewe het werklik begin, nie as net 'n simboliese idee nie, maar as 'n bonatuurlike werklikheid. Romeine 6 vers 4. Ons is dan saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, so ons ook in 'n nuwe lewe opgewek is. Geestelike groei is nie moontlik sonder hierdie nuwe lewe nie. God plant, vorm en ontwikkel dit deur die Heilige Gees. Groei is nie selfverbetering nie. Dit is 'n Heilige Gees gedrewe identiteit wat tot volheid ontwikkel. Maar hierdie identiteit moet ook verstaan, omarm en beskerm word. 'n Christen wat nie weet wie hy in Christus is nie, bly maklik vasgevang in skuldgevoelens, in vrees en in tekorte. Daarom herinner die Here ons aan die diepste verklaring van ons nuwe self in 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Daarom ken die wêreld ons nie omdat dit hom nie geken het. Hierdie identiteit waar ons geliefd is, waar ons behoort aan God, waar ons geheilig is en nie meer van die wêreld is nie, is die bron van standvastige geestelike groei. Die waarheid wat ons denke vorm, die waarheid wat ons herstel en vernuwe, en wat ons motiewe verander en wat ons voetstappe rig op die pad wat God vir ons beplan het. Geestelike groei word gedra deur 'n diep, vaste begrip van jou nuwe identiteit in Christus. Wanneer 'n mens ontdek wie jy werklik is in hom, begin die groei wat jou hart lankal na smag. Nie gedryf deur prestasie in die oë van die wêreld nie, maar deur die krag van jou nuwe lewe, deur jou nuwe natuur en jou nuwe plek in Christus. Hemelse Vader, kom help ons vandag om ons identiteit in U te soek en in U te kry. Kom help ons sodat ons kan besef wie ons is in U. Kom maak ons harte nuut, kom maak ons gedagtes nuut en kom gee vir ons daai standvastigheid wat ons kan help om werklik die kinders te wees wat U vir ons beplan het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.